hartlike goeie dag van my Ansie Smit. En my Yvonne Besuidenhout. Weer by 'n program van gebedsversoeke. Ons praat vandag weer oor die nagmaal. Ons het deel 1 gedoen, ons doen vandag deel 2. Ons gaan net so kort opsommingkie weer gee van die nagmaal. Die brood en die wyn was simbole van die liggaam van Jesus wat gebreek is, sy bloed wat gevloei het, gestort was vir my en jou vergifnis. Wat 'n wonderlike voorreg wat ons het as kinders van God, om hierdie Paastyd te vier. En nie net die Paastyd alleen nie, maar om elke dag te herdenk wat Jesus werklik vir ons gedoen het. Die wonderlike prys wat hy betaal het vir my en jou, en dit alleen deur die groot liefde van God die Vader. So, kom ons gaan kyk weer bietjie na die heilige nagmaal. Ek wil sê dat daar baie verskillende opinies is rondom die nagmaal. Baie kerke of baie gelowiges glo dat dit 1 keer 'n week, 1 keer 'n maand, daar selfs van ons mense wat glo dat dit 1 keer 'n kwartaal gebruik moet word. Maar as ons gaan kyk na wat die woord werklik sê, so dikwels as julle dit gebruik, as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink. Ek het 'n bietjie gaan kyk wat sê die Grieks Yvonne, en dit sê hoe dikwels, so dikwels. Dit word ook hier beskryf dat dit geen tydperk is nie. Dis 'n herhalende aksie wat gelowiges moet doen ter nagedagtenis van Jesus. So, ons het reeds in die eerste program gesê, jy kan dit elke dag doen. Ons het al wonderlike getuienisse gehoor van mensies wat in hospitale is, ons self het dit al toegepas in ons lewe. As jy 'n slegte tyding gekry het of 'n dokter het 'n negatiewe uitspraak gegee, begin gebruik nagmaal. Elke oggend van jou lewe of elke aand van jou lewe en verklaar hierdie beloftes oor jou lewe. Ja, ons sien dat die oomblik wanneer jy sê, Here, ek wil deel hê aan hierdie nagmaal, ek wil deel hê aan hierdie brood, dan verklaar jy eintlik dat jy deel het aan Jesus Christus se liggaam, die liggaam wat vir jou gebreek is, die bloed wat vir jou gestort is, sê jy, ek is bereid, ek aanvaar dit wat gebeur het vir my, ek aanvaar dit wat gebeur het. Ons wil julle motiveer, lees die verskillende skrifte, moenie so maklik net mense se opinies vat nie, want baie keer van mense wat so maklik stry oor hoe dit moet wees en dit het eintlik so min kennis daarvan, so moenie op ander mense se woord gaan nie, stel jouself deur die leiding van die Heilige Gees ondersoek in hoe en wat jy dit moet doen. Ons wil graag vir julle 'n bietjie lees vandag uit die Amplified, of die verskillende vertalings wil ons net so 'n bietjie vergelyk, dat julle ook kan sien wat dit beteken. Matthew 26, verse 26 to 28 in the Amplified, the Lord's Supper instituted. Now as they were eating, Jesus took the bread, and after blessing it, he broke it and gave it to the disciples and said, "Take, eat, this is my body." And when he had taken a cup and given thanks, he gave it to them, saying, "Drink from it, all of you, for this is my blood and the new and better covenant, which ratifies the agreement and is being poured out for many as a substitutory atonement for the forgiveness of sin." Substitutory, dit is nie meer nodig om die bok te gaan slag nie, dit is nie meer nodig om 'n duif te slag, of wat ook al hulle geslag het, vir vergifnis van sonde nie. Dis nie meer nodig vir 'n priester om in te gaan deur die allerheiligste, agterkant die gordyn nie. Jesus het al daardie weggevat, en as ons in hom glo, sal ons nie meer nodig het nie. So hierdie substitutionary atonement. Luke 22 verse 19 to 20 in the Amplified lees, "And when he had taken bread and given thanks, he broke it and gave it to them, saying, 'This is my body, which is giving for you. Do this in remembrance of me,'" Jesus. "And in the same way he took the cup after they had eaten, saying, 'This cup, which is poured out for you, is the new covenant ratified in my blood.'" Ja, ek dink ons kan elke dag Yvonne
dis 'n dankiefees, wat ons nie genoeg kan dankie sê vir elke dag nie, want dis elke dag net genade en liefde, en as ons dan kyk na die nagmaal, dis ook liefde en genade, so ons kan elke dag maar net vier en sê dankie. Ek het eenmaal by 'n hospitaal saam met iemand bedien, en die persoon was in 'n koma, en ons het gebid en gevra, Heilige Gees moet vir ons openbaar, en ons het gevoel ons moet nagmaal gebruik, en die oomblik toe ons hierdie verse lees oor daai persoon, het sy bygekom, en ons kan haar help om saam nagmaal te gebruik. En dit is 'n wonderlike belofte. As jy besef in 'n blikdeel van 'n sekonde, of 'n oomblik van 'n sekonde, het hierdie persoon uit 'n koma uit, en kon sy nagmaal saam met ons gebruik. En haar hele wese, haar hele gesig, haar hele uitdrukking het begin verander, nadat ons hierdie nagmaal gebruik het. So dis 'n wonderlike belofte, wat ons elke dag kan nakom, en elke dag net dankie kan sê vir God, vir sy groot liefde vir ons. Ja, ons sien dat die bloed van Jesus is lewendig. Dit is nie 'n dooie bloed nie, dit lewe vandag nog. So wanneer ons die bloed gebruik van Jesus as simbool, dan sê ons eintlik, ons verklaar saam met Jesus dat sy bloed leef. Sy bloed bring nog vandag nog vir ons vergifnis. Sy bloed bring vandag nog vir ons verlossing. Ja, daar is krag in die bloed van Jesus. As ons lees in 1 Korintiërs 11 vanaf vers 23 tot 28, ook in die Amplified in Engels, dan sê the Lord's Supper, "For I received from the Lord himself that instruction in which I passed on to you, that the Lord Jesus on the night in which he was betrayed took the bread. And when he had given thanks, he broke it and said, this represents my body, which is offered as a sacrifice for you. Do this in affectionate remembrance to me." So ons sien dat Jesus het gesê, hierdie brood is tot vir hom, dat ons kan onthou vir wat hy vir my en vir jou aan die kruis gedoen het. In the same way, after supper, he took the cup and say, this cup is the new covenant, ratified and established in my blood. Do this as often as you drink it in affectionate remembrance of me. For every time you eat this bread and drink this cup, you are symbolically proclaiming the fact of the Lord's death until he comes again. En ons weet, dit gaan sommer binnekort wees. So when whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in any way that is unworthy of him will be guilty of profaning and sinning against the body and the blood of the Lord. So kom ons wees nie ligsinnig wanneer ons dit doen nie. Kom ons doen dit met eerbied en respek, dat ons weet hierdie prys wat die Here Jesus vir ons betaal het. Laat ons hom erken as ons verlosser en saligmaker. Anders is dit te vergeefs. But a person must prayerfully examine himself and his relationship with Christ. Hoe lyk jou verhouding met die Here? Ly dit gebrek? Wil ons jou vandag aanmoedig en sê, gaan, maak die saak met die Here reg, gaan ondersoek jou, kyk waar dinge verkeerd geloop, stel dit reg. En verder sê die skrif, and only when he has done so, should he eat of the bread and drink of the cup. For anyone who eats and drinks without solemn reverence and heartfelt gratitude for the sacrifice of Christ, eats and drink a judgment on himself if he does not recognize the body of Christ. So ons moet erken wat Jesus vir my en vir jou gedoen het aan die kruis, anders is dit geen betekenis vir jou nie. That careless and unworthy participation in the reason why many among are weak and sick and a number are asleep in death. So kom ons oordink hierdie dinge 'n bietjie deeglik voordat ons sommer net oorgaan en die nagmaal gebruik onder die tradisie is. Dit moet nooit net vir jou gaan oor tradisie nie. Dit moet nooit oorgaan net oor dit maar 'n instelling by die kerk is nie. Dit moet 'n diepe
erkenning wees, dat jy erken en bely wat Jesus vir jou gedoen het. Soos Ansie gesê het, mense ontvang genesing, mense het ontvang redding. In my eie lewe het ek al 'n paar keer ingestaan met 'n nagmaal en sê ek, Here, ek drink vandag nagmaal vir hierdie of daardie saak, want u woord is 'n belofte. En keer op keer het ek gesien hoe die antwoord op gebed gekom het vir my kinders, almal saam. Vers 31 sê, but if we evaluate and judges ourselves honestly, recognizing our shortcomings and correcting our behavior, we would not be judged. So die Here sal nie vir my en jou veroordeel of oordeel wanneer ons erken waar ons swakhede was, wat ons tekortkoming was en dit regmaak. Nee, met ander woorde, bely die sondes en sê, Here, help my. En dan vers 32, but when we fall short and are judged by the Lord, we are disciplined by undergoing His correction, so that we will not be condemned to eternal punishment along with the world. So kom ons maak seker dat ons liewerste deur die Here en die Heilige Gees vermaan word, sodat ons saak kan regmaak met die Here, dat ons nie eendag voor die regterstoel moet staan en die Here ons in die helse vuur werp nie. Ja, ons beveel altyd aan, ek het dit al self toegepas op my lewe. As jy jouself ondersoek, soos Yvonne gesê het, vra die Heilige Gees om te openbaar wat is in jou hart en jou lewe wat nie daar hoort nie. Want die Vader sê ons moet heilig wees omdat hy heilig is en ons kan mos nie heilige lewe lei as daar nog sonde is wat ons koester, kompromieë wat ons aangaan, lewe vandag soos 'n kind van die Here, môre lewe ons soos 'n kind van die wêreld nie. Ons moet tot volle oorgawe kom. So, dis altyd prakties maklik as jy gaan sit en jy vra Heilige Gees, openbaar aan my wat nie in my hart hoort nie, veral voordat jy nagmaal gebruik. Skryf dit neer wat die Heilige Gees vir jou wys. Baie keer is dit iets wat jy nie eens meer kan onthou nie, iets wat jy nie aan gedink het nie. Baie keer is dit ongeduld, baie keer is dit ongeloof, baie keer is dit twyfel, en bely dit, en vra Heilige Gees, help my, leer my, onderrig my, wys vir my hoe ek dit moet regmaak. Nie een van ons lewe 'n perfekte lewe nie, maar kom ons streef daarna om 'n heilige lewe te lewe. So ondersoek jouself elke dag, en lê die dinge af. Dit help nie vandag, ek vra vergifnis vir byvoorbeeld vir steel, vir diefstal nie, en môre doen ek dit weer nie. Jy moet dan ook die selfdissipline hê om elke keer te kies, as daai duiwel kom, of jy kom voor 'n toets te staan, moet jy kan kies om te sê, maar ek het dit bely. Baie keer sien ons dit met mense wat te veel drink. Ek het dit bely dat ek nie weer te veel gaan drink nie, of ek het bely dat ek geen alkohol meer gaan gebruik nie. En dissiplineer jouself dan. Jy kan nie elke keer bely en dan doen jy net moetswillig die sonde weer oor en oor nie. So, kom ons leer onsself om dit toe te pas, om onsself te dissiplineer en onsself te ondersoek en te bely en te sê, Vader, vergewe my, vra vergifnis, en dan om daarna dankie te kan sê vir hierdie groot, oneindige, onverstaanbare liefde. Ek dink nie een van ons begryp werklik hierdie groot liefde wat ons lees in Johannes 3:16. Want so lief het God die wêreld. Die wêreld is ek en jy ook. God het sy enigste seun gestuur het, dat ons die lewe kan hê. So kom ons confess dit elke dag, dat jy moet dit ook begin oor jouself spreek, dat jy rein en heilig is, dat jy 'n tempel, jou liggaam 'n tempel van God is, en dit ons so sal begin lewe. Kom ons kyk 'n bietjie. Baie mense sê, neem die brood en die wyn. Baie mense, as jy saam met ons nou gaan nagmaal gebruik, het nie brood of sap saam met hulle nie. Jy kan water gebruik, jy kan enige iets gebruik, wat nou naby jou is. So, gaan weer terug en gaan kyk na die eerste deel van ons, wat die nagmaal werklik vir jou en vir my beteken.
Dis 'n wonderlike belofte en dis 'n ewige verbond, dat ons ewig saam met ons Vader in die hemel gaan woon. Maar jy kan dit net doen, as jy in 'n verhouding is, en as jy 'n kind van God is. So ons gaan nou saam met julle weer die Sondagsgebed doen. Sê dit hardop agter ons aan, bely dit met jou mond, met jou tong, dat jy werklik jou saak met God regmaak. Nie een van ons wil in die aand gaan slaap of iewers gaan as jy nie weet, jou saak met God is nie reg nie. So kom ons bid saam en ons vra, Hemelse Vader, ek bely vandag met my mond, en ek glo in my hart, dat Jesus die Seun van God is, gesterwe en opgestaan het, vir my en vir jou sonde. Hy sit aan die regterhand van God, hy vergewe my sonde, en hy vul my met die Heilige Gees. Kom woon in my hart, as saligmaker en redder van my lewe. Help my om volgens u wil te lewe, en u te volg al die dae van my lewe. Dankie dat u my naam geskryf het in die boek van die lewe. Ons vra dit als in die wonderlike naam van Jesus. Teken hierdie dag en datum aan, wanneer jy jou saak met God reggemaak het, en herinner dan die duiwel as hy kom, en sê vir hom, hierdie dag, hierdie datum, het ek my saak met God reggemaak, en dis 'n getuigskrif van my lewe, dat ek my hemelse Vader sal dien al die dae van my lewe. Ja, dit is 'n wonderlike geleentheid as 'n gesin om saam nagmaal te gebruik. Saam met jou kinders, saam met jou man, saam met vriende en familie. Dit is regtig net om te sê, ons bely dat Jesus die Christus is. Ons het deel aan sy liggaam. Ons sit aan hierdie feesmaal, want ons weet, eendag gaan ons 'n ewige fees saam met hom vier daarbo in die hemel, wanneer daar geen pyn of smart of lyding meer gaan wees nie, geen siekte nie, maar ons moet seker maak dat ons leef 'n heilige lewe, ons streef na heiligmaking, en dat Jesus getrou is om ons sonde te bely, elke keer wanneer ons dit bely. So kom ons vra julle, moedig julle weer aan, kry julle broodjie, kry 'n drinkdingetjie, dan gaan ons saam weer die nagmaal gebruik. Kan jy dit? Op daardie nag wat Jesus verraai was, het hy die brood geneem en gebreek en aan sy disippels gesê, nadat hy gedank het, neem, breek, en aan hierdie een broodjie, ons het almal deel aan een liggaam, die liggaam van Jesus Christus, het hy gebreek en gesê, doen dit ter nagedagtes vir wat ek aan die kruis gedoen het. Daarom sê ons, dankie Vader, dankie dat ons deel kan hê aan hierdie brood, ter nagedagtenis vir wat u aan die kruis gedoen het vir ons, Here. Daarom neem ons nou hierdie broodjie in die naam van Jesus, en ons eet dit. Neem, eet. En nadat hulle geëet het hy die beker geneem en gesê, nadat hy gedank het hy gesê, neem, drink dit. Dit is die teken dat die bloed gestort aan die kruis vir jou en vir my was. Dat dit 'n teken van die nuwe verbond is vir my en vir jou. Dankie Vader, dat ons kan deel hê aan hierdie nuwe verbond. Dankie Here vir die bloed van Jesus, wat vir my en u vir redding bring. Ons eer u daarvoor, en ons loof u in Jesus naam. Neem, drink. Baie dankie. Gaan ons kyk na hierdie week se versoeke. Kom ons kyk 'n bietjie na die gebedsversoeke. Ons wil julle aanmoedig. Stuur julle gebedsversoeke vir ons aan. As jy anoniem wil bly, respekteer ons dit so, maar kom ons tree vir mekaar in. Daar's baie mense wat siek is in hospitale. Daar's baie mense wat in hierdie tyd siek is met verkoue, griepsimptome. So kom ons bid vir hulle. Ons bid nog steeds vir die oorlog, al die nagevolge en die gevolge daarvan, die petrolpryse wat styg, die kospryse wat styg. So kom ons bid ook in hierdie tyd vir mekaar dat vrees nie sal oorneem nie, maar dat ons in hierdie tyd werklik sal vertrou dat God ons voorsiener is. So kom ons bid ook vir ons skole, die skoolvakansies, en as die kinders terug gaan skole toe, dat ons wil ook die naam van Jesus terugroep in ons skole, ons universiteite, al ons leerinstellings.
So Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om hande te kan vat en te kan intree vir mekaar te kan versterk, mekaar te kan help. Ons kom tree vanoggend in vir hulle wat in hospitale is, hulle wat operasies gehad het, hulle wat besig is om te herstel. Dankie dat ons vanoggend weet die genesende krag van God gaan deur hulle liggame vloei en werk. Ons bid ook vir mense wat siek is by hulle huise, by ouertehuise, van griep en verkoue simptome. Dankie ook dat ons vanoggend kan sê dat Jesus wonde is hulle genees en dat ons vir volle genesing oor hulle liggame kan verklaar in Jesus naam. Ons bid vir die oorlog, ons bid vir Israel. Here, ons bid vir al die pryse wat styg, dat ons geen vrees in hierdie tyd, geen bekommernis sal hê nie, want ons in hierdie dag weet, ons hemelse Vader sal voorsien in elke behoefte. Dankie vir al die wonderlike beloftes wat ons vanoggend weer uit die woord kon deel. Dankie vir die nagmaal. Dankie dat ons onsself kan herdenk en herinner en net kan dankie sê vir hierdie wonderlike groot liefde. Ons prys en loof U. Ons vra dit als in Jesus naam. Amen. Baie dankie en stuur gerus vir ons julle getuienisse in wat julle rondom nagmaal ervaar. Julle ervaring met nagmaal. Stuur dit vir ons en ons sal dit graag wil lees en deel so ver moontlik. Mag geniet 'n wonderlike geseënde dag. Totsiens tot 'n volgende keer. Totsiens.